Hier is die opsommings vir aardrykskunde eenheid 1, breedtegraad en lengtegraad op aardbol, so die grade. Ons gaan weer eens kyk na die linkerkant van die skyfie en dan gaan ons na die regterkant toe gaan en kyk wat ons kan doen om dit makliker te maak om te leer vir die toets. Wat lekker is van aardrykskunde is dat dit baie toepassing is, so dit is maklik om die antwoorde te kry in die vraestel. En hier is net 'n paar goed wat mense moet onthou. En ek dink jy kan baie naby 100% kry vir die vraestel. So kom ons begin. Ons gaan weer die leermetodes toepas van uitskryf, visualisering en dan herhaling totdat ons dit op ons vingerpunt kan opsê. So as ons begin linksbo, wat is geografie? 'n Studie van die wêreld waarin ons lewe. By die eerste pyltjie, op meeste kaarte word lyne gebruik, getrek om plekke aan te dui. 'n Boek met kaarte word 'n atlas genoem. So as ons na die regterkant toe gaan, dis maar net inleiding, maar ek dink is nogals belangrik dat mense weet dat geografie die studie van die wêreld is waarin ons lewe. So maak vir jou 'n prentjie in die kop waar jy die dogtertjie sien met die vergrootglas wat na die aardbol kyk. En dit verteenwoordig die studie van die wêreld waarin ons lewe. Dan punt nommer 2 aan die regterkant, op kaarte word lyne gebruik of getrek om plekke aan te dui. So hierdie aardbol hieronder wys vir ons die verskillende lyne wat horisontaal getrek is, wat die ewenaar voorstel. So horisontaal is so en dan vertikaal is so. So hierdie help ons net om die presiese plek aan te dui op 'n wêreldkaart. En dan punt nommer 3, 'n boek met kaarte, dit word 'n atlas genoem. Volgende skyfie, as ons linksbo begin. Belangrike plekke op 'n wêreldkaart. Eerste een is die ewenaar en die mense moet onthou dat hierdie denkbeeldige lyne is, né? En dit verdeel die aarde in noord en suid. Tweede punt is die Greenwich meridiaan, so denkbeeldige lyn en verdeel die aarde in oos en wes. Punt nommer 3 is die steenbok skeerkring. Hy lê presies op 23 grade en hy lê suid van die ewenaar. Dan punt nommer 4, die kreef skeerkring. Hy lê 23 grade noord van die ewenaar. So mense moet onthou dat saam met die ewenaar gaan die steenbok skeerkring en die kreef skeerkring. Punt nommer 5, suidpool is aan die onderkant en dan die punt nommer 6, die noordpool is aan die onderkant. Aan die bokant, ekskuus. So as ons na die regterkant toe gaan, hierdie is baie belangrik. So as jy hierdie opskrifte kan onthou, sal jy basies enige vrae kan antwoord in die aardrykskunde vraestel. So kom ons begin by die ewenaar. Dit is 'n breedte lyn en hy strek dwars oor die aardbol, dwars. En hy lê altyd op 0 grade. Dan kry ons die Greenwich meridiaan wat die lengtelyn is. En dis in die lengte af van die aardbol. En hy lê weer ook op 0 grade. Dan kry mens die kreefskeerkring, hy is 23 grade noord. En dan die steenbokskeerkring, hy is 23 grade suid. Onthou net weer eens, saam met die ewenaar gaan die kreefskeerkring en die steenbokskeerkring. En ons sal later sien met koördinate dat mens baie keer die kreefskeerkring of die steenbokskeerkring tot mense voordeel kan gebruik op wêreldkaarte. Dan bo is die noordpool en dan onder is die suidpool. So weer eens, jy teken vir jou vinnig die aardbol, dit hoef nie akkuraat te wees, jy net 'n vinnige skets. Net die lyne is belangrik, want in die vraestel sal hulle vir jou gee waar 0 grade is vir die Greenwich en 0 grade is vir die ewenaar in die vraestel. En dan onthou maar net jou noord, suid, wes en oos volgens die kompas. Dit is baie belangrik om jou vrae te beantwoord volgens die ewenaar en die Greenwich meridiaan. So hou hierdie prentjie toe en kyk of jy al die byskrifte kan bysit sonder om na die prentjie te kyk totdat jy dit uit jou kop uit kan doen. Volgende skyfie is maar net weer 'n opsomming van die vorige bladsy. Hou maar net toe, kyk of jy kan alles invul sonder om na die bladsy te kyk.